Môre, dis Saterdag die 24ste Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk soos ek, met 'n koppie koffie in jou hand, of dalk met 'n lyf wat wil rus, maar 'n hart wat nog rondstap in die week se goed. Sommige mense kry dit reg om sommer vinnig af te skakel op 'n Saterdag. En party van ons is nog nie heeltemal daar nie. Ons harte is nog besig in die week. En vandag se teks is spesiaal vir daai harte. Want vandag wys die Here vir ons, hy lei nie net nie, hy bring ons tuis in sy rus. Vandag gaan ons aan in Genesis 24 vanaf vers 61 tot 67. En onthou waar ons is, in die patriarg tyd, lank voor Moses en die wet. Daar is nog nie tempels nie, geen kontrakte soos ons dit ken nie. Maar daar is iets wat vas is, God se verbond, sy belofte wat deurloop, al kos dit reise, wagtye en trane. En as jy terugdink aan Genesis 23, Sara is dood. Die hele huis is in rou. Abraham het die enigste stuk grond gekoop wat hy ooit in Kanaan besit het, 'n graf. Dis 'n groot les vir ons. Jy kan in God se belofte leef en nog steeds met trane op beloofde grond sit. So hierdie einde van Genesis 24 is nie net Isak wat 'n vrou kry nie. Dis God wat 'n rou huis aanraak. Kom ons kyk na Rebekka. In vers 61 sê, sy staan op en sy en haar diensmeisies ry weg op die kamele. Daardie kamele sê iets vir ons. Abraham se huis is werklik. Die sending is baie ernstig en die afstand wat afgelê moet word is groot. In daardie wêreld is so reis nie net, ek gaan net 'n bietjie saam nie. Dis 'n lewensskuif. Haar ek sal gaan was 'n ja wat haar hele toekoms draai. Geloof loop soms met min sekerhede, maar met 'n groot God. En dan Isak. In vers 63 staan daar geskrywe, hy gaan uit in die veld teen die aand om te pyns. Dis 'n stil prent. Isak is nie hierdie man van groot speeches nie. Hy is die man wat stil raak. En hy dra gewig saam met hom. Moira lê agter hom. Sara se dood is nog naby aan hart. Hy ken God se hand, maar hy ken ook verlies. So hy wag, nie passief nie, maar ontvanklik. En toe lig hy sy oë op en hy sien die kamele kom. Rebekka lig ook haar oë op. Dis asof die Here vir ons wys, twee lewens wat lank op pad was, word nou bymekaar gebring. Nie deur toeval nie, maar deur lyding. Nou kom die detail wat die hele hoofstuk se hart vashou. In vers 67 staan daar geskrywe, toe bring Isak haar in die tent van sy moeder Sara. Dis nie sommer net 'n tent nie. Dis die plek van die leesstoel. Die plek waar rou nog hang. En in daardie wêreld is 'n tent die huis se kern, waar die lewe draai. So wat doen God? Hy vat die plek van verlies en hy maak dit 'n plek van nuwe lewe. Hy vat rou en hy bring weer asem. En dan sê die skrif, en Isak is getroos. Nou in die oorspronklike teks was die woord vir getroos nagam. Dis nie wêreldse troos nie. Dis God wat jou rou begin versag, sodat jy weer kan asemhaal, sodat jou hart weer kan opstaan. Dit beteken nie jy vergeet nie. Dit beteken God bring innerlike herstel. En kyk hoe mooi wys dit vir ons na Jesus. Jesus bring jou nie net in jou rigting nie. Hy bring jou tuis by die Vader. By die kruis het hy sonde gedra, sodat skuld nie meer jou pad toemaak nie. En deur sy opstanding bring hy nuwe lewe, ook vir 'n hart wat rou. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat U nie net begin, maar ook klaar maak. Dankie dat U beloftes nie breek wanneer ons rou nie. Bring U rus in ons harte vandag, nie oppervlakkig nie, Here, maar U nagam rus. Here Jesus, dankie dat U tot by die kruis gegaan het
om ons met die Vader te versoen. Heilige Gees, maak ons stil genoeg vandag om te sien, U was al klaar besig. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nog nie ken nie, kom na hom toe. Hy bring jou nie net uit sonde uit nie, hy bring jou tuis by God. En as jy hom verken, rus vandag in sy genade. Die Here is nie net met jou op die pad nie, hy bring jou tot rus. Ek hoop jy het 'n geseënde Saterdag.